Sit sommer hier in die eerste ry. Goeiemôre julle. Gaan dit goed? Is julle bly om by die kerk te wees? Is julle? Regtig? Ek wonder partykeer, maar baie welkom, hoor. Is lekker om julle hier te hê, hoor. Ek het daar 'n prentjie. Julle ken daai prentjie, né? Hier in Pietermaritzburg ken ons van hardloop, né? Want hier vandaan hardloop die ouens Durban toe in die Comrades en hulle hardloop weer terug op 'n ander geleentheid. Ek het nog nooit verstaan hoekom 'n mens dit sal wil doen nie, maar ouens doen dit. As ek lus kry om te hardloop, dan gaan lê ek op die bed tot die gevoel oorgaan. Doen julle dit ook? Nee, wie van julle is atlete? Wie van julle het al gehardloop? Goed. Sê 'n bietjie vir my, wat is nodig om 'n goeie atleet te wees? Weet julle? Wat is nodig om 'n goeie atleet te wees? Kom ons gaan terug. Wat dink julle is nodig? Ja. Dissipline, ja. Baie belangrik, dissipline, né? En daarmee bedoel ons nie 'n pak slaag gee nie, né? Daai tipe dissipline nie. Maar om te oefen, né? En om reg te eet en om reg te slaap en al die dinge te doen, dan word jy 'n vinnige atleet wat uiteindelik sterk genoeg is om te wen. Maar weet julle, die Bybel praat ook van atlete. Die Bybel praat ook van die wedloop van die lewe. In baie opsigte is dit baie soos die Comrades. Dis 'n baie lang resies waaraan ons deelneem. 'n hele lewe lank. Tjoe. Maar ook nie net daar het jy nie tekkies nodig nie. Wat dink julle het ons vir die wedloop waarvan die Bybel praat? Wat het ons daar nodig? Vir die wedloop van die lewe as 'n gelowige het ons, soos ons dissipline nodig het en ons bes wil doen, het ons nodig om 'n paar goed te oefen. Sien julle daaronder? Ons moet gereeld bid, ons moet vriendelik wees, ons moet vergewe as iemand iets lelik teen ons doen, na God luister, ons doen dit deur sy Bybel te lees, ander te help, wat in die moeilikheid is, né, of swaar kry, of hartseer is, en kerk toe kom, en sonndagskool toe gaan, al daai dinge doen, want dis die manier hoe ons oefen om sterk atlete te word, sodat ons dwars deur die lewe, tot by die eindstreep, kan hardloop. Hierdie Comrades, wat ons hardloop, dis al hoe ons by die eindstreep gaan kom. Verstaan julle? Gaan julle gereeld oefen? Gaan julle gedissiplineerd oefen? Soos wat daar staan? Gedissiplineerd, al jou maatjies lief hê, en selfs daai moeilike maatjie, né? En as jou sussie jou kwaad maak, gaan jy haar vergewe. Né? Ja, né? En al daai dinge. Goed. Okay, julle gaan kategese toe. Dankie dit 20 af. 1 Korintiërs 9, waar is ek nou heeltemal? Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat
net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedloop deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Net tot daar, vriende. Ekskuus tog vir daai deeltjie wat net uitgeval het. Ek wonder baie keer, waarom het God vir my en jou gered? Deur Jesus Christus. Hoekom het ek en jy 'n Christen geword? Ons kon gekies het om dit nie te wees nie, of enigiets anders te wees as ons wou. Hoekom het ons 'n Christen geword? Vir watter doel? En ek dink daar kan verskeie redes wees hoekom ons 'n Christen geword het. Ons sou kon sê vanoggend wel, ek het 'n gelowige Christen geword want ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword. En ek ken eintlik niks anders nie en daarom is ek ook 'n Christen. Dis soos om Afrikaans sprekend te wees. Ek het in 'n Afrikaans sprekende huis groot geword en nou praat ek ook maar Afrikaans. En dis wat ek ken. Een van die evangelisasie metodes wat gebruik word, daar's 'n hele paar van hulle wat eintlik op die beginsel werk. En dit is dat hy jou konfronteer. Dat 'n ou voor jou kom staan en vir jou 'n baie belangrike lewensvraag kom vra. Hy sal vir jou sê, as jy nou daar oor die pad loop en 'n bus trap vir jou, waarheen gaan jy? Hemel toe of hel toe? Weet jy dat jy hemel toe gaan? Sal hulle sê. Is jy seker dat jy hemel toe sal gaan? Baie van hierdie evangelisasie metodes praat ook dan daarvan dat ons siele red, dat God net in ons siele belangstel. Ek dink dis onbybels. Bybel praat daarvan dat ons liggaamlik opgewek sal word as ons eendag uit die dood uit opstaan. Nie as 'n siel nie, nie as 'n gees nie, liggaamlik gaan opstaan. So God stel nie net belang in my siel nie, hy stel in my belang. Nes ek hier sit, met al my geite en grille, met die bles, en die snor, en die ou maagie, die skewe tande, dit alles is God voor lief, nes jy is. En dan, as 'n mens mooi oor hierdie vraag gedink het, dan sal baie ouens by die punt kom om te sê, genade, weet jy, ek sal eerder nie hel toe wil gaan nie, ek sal eerder hemel toe wil gaan. So laat ek maar eerder kies om hemel toe te gaan. Want ek is bang. Ek is baie bang. Ek maak die verkeerde keuse en ek gaan hel toe. Dat ek eerder, as ek dan nou verkeerd is, of daar nou 'n hemel en 'n hel is, maar die hemel kies, en dan weet ek dat as iets gebeur, dat ek daarom op die regte plek is. Persoonlik dink ek, vriende, en ek kan dalk nou ietsie kontroversieel sê, maar ek dink ten diepste,
is die vraag, wat met my gaan gebeur as ek vandag sterf? Om daai vraag vir 'n ongelowige te vra, of 'n nog nie gelowige nie, is geweldig manipulerend. Hoekom sê ek so? Want dit werk met die beginsel van vrees. Vrees vir die dood, vrees vir die hel, vrees kan tog nie die manier wees waarop God ons in sy koninkryk wil kry nie. Nêrens het Jesus ouens gekonfronteer met vrees nie. Nêrens nie, nie een van daai voorbeelde nie, waar hy met mense gepraat het nie, het gegaan oor vrees. So baie van ons, ook in die kerk, bou ons hele geestelike bestaan op vrees. Op die vrees dat ek dalk nie die hemel gaan haal nie. Op vrees dat ek dalk iewers iets verkeerd doen en God gaan kwaad maak. Op vrees vir allerlei dinge binne die geestelike lewe. 1 Johannes 4 praat Johannes hieroor. En hy sê vrees bring die dood. Vrees dat ek hel toe gaan, maak dat ek bang is vir God. Maar daar waar daar liefde is daar nie vrees nie. Want vrees verwag straf. En ek en jy is in liefde gered. God het in liefde na ons toe uitgereik. God het in liefde my kom roep om sy kind te wees. God het in liefde vir my kom sê, as jy my kind is, gee ek jou alles onder die son, wat ook al jy nodig het. Vrees is nie 'n goeie motiveerder nie. Vrees is sleg vir verhoudings en werk liefde teer. Want dan doen ek goed in my my geestelike lewe, nie omdat ek vir God lief is nie, nie omdat ek graag vir God iets wil doen uit dankbaarheid nie, maar ek doen dit omdat ek bang is. As ek dit nie doen nie, gaan God my straf. As ek dit nie doen nie, gaan ek nie in die hemel kom nie. Vriende, God het jou onvoorwaardelik lief, nes jy is. Jesus het nie gekom om ons 'n gees van vreesagtigheid te gee nie, maar 'n gees gevul met vreugde en vrede en liefde en omgee en vergifnis en alles wat saam met dit gaan. Omdat hy ons lief het, daarom skenk hy aan ons hierdie onuitputbare bron van liefde. Liefde vir hom, liefde vir ander, liefde vir onsself, liefde selfs vir ons vyande. So maak hy ons deel van sy koninkryk hier op aarde. Daai koninkryk waarvan Matteus in hoofstuk 4 praat, dat hy naby gekom het in Christus. 'n Koninkryk wat ten doel het om heel te maak en gesond te maak, dit wat stikkend is en gebreek is. 'n Koninkryk gerig op die oorvloed wat in God se stoorkamers vir ons weggebêre is. 'n Oorvloed van lewe. Belangrik, vriende, ons is nie gered om die ewige lewe in die eerste plek te kry nie. Dit wil ek ook sê vanoggend.
Ja, dis die vrug uiteindelik wat ons kry. Dis wanneer ons hierdie lewe geleef het en ons dit in gehoorsaamheid aan God geleef het en uit dankbaarheid gehoorsaam was, dat ek uiteindelik die ewige lewe kry. Meer nog, ek wil vir jou sê, jy gaan dit nie eendag kry nie. Jy het, as jy glo dat Christus die Here is, reeds die ewige lewe gekry. Eendag gaan jy hom net in sy volheid beleef. Waarom is ons gered? En waarom is ek en jy hier vandag? Dit is baie duidelik dat dit nie ter wille van onsself is nie. En dit is baie duidelik dat dit nie is omdat ons allerhande bekwaamhede of gawes het nie. Of dat ons in die eerste plek die ewige lewe gaan kry. Matteus 6 sê vir ons, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan gee hy vir ons al die ander dinge daarmee saam. Paulus sê hier, God kom en hy sluit ons in sy werk, in die hele skepping wat hy gemaak het. Hy sluit ons in by sy voortgaande werk van liefde, in 'n stikkende, gebroke wêreld. Soos hy gekom het, en gestuur is deur die Vader, so het hy ons kom red en ons kom stuur na hierdie stikkende wêreld. Ons is op reis saam met God na die ewigheid toe. En hier en nou moet ons daai koninkryk op 'n manier sigbaar maak, op 'n manier tasbaar maak vir ander, op 'n manier ervaarbaar maak, deur God se liefde wat in ons uitgestort is, oral en altyd uit te leef. Maar hierdie lewensreis, vriende, is nie 'n maklike een nie. Partykeer is dit taaf. Polly Shorts is maar 'n moeilike een om oor te kom. Dit vra dat ek opoffering sal moet maak. Dit vra dat ek sal inoefen. Elke dag sal inoefen om te weet wat God se wil vir my lewe is. Dit vra dat ek sal uithou en deursettingsvermoë sal hê. Ek nie halfpad sommer sal opgee en gaan sit en vergeet van die resies nie. Iemand het verlede Sondag vir my gesê, die oomblik, ou besef nie altyd hoe groot hierdie opoffering is. Weet julle, dit vra partykeer dat 'n ou jou vriende verloor. Dit vra partykeer dat jy ander goed in jou lewe najaag as wat jy dalk vroeër gedink het belangrik is. Mense wat binne die koninkryk lewe onder heerskappy van Jesus, is mense wat op weg is met Jesus en sy Gees deur die wêreld. Hierdie weg vra dissipline. As ons 1 Korintiërs lees die eerste 8 hoofstukke, dan kom ons agter dat daar in daardie gemeente 'n klomp gelowiges was. Gelowiges wat aan die een kant gedink het, hulle is baie beter as enigiemand anders. Hulle gawes was die beste. Daar was die heeltyd 'n klomp konflik, 'n bakleierery oor allerlei nonsens. Vriende, daar was ook ongelukkig morele vergrype in die gemeente. Daar was dus mense, hoor mooi, daar was dus mense wat in 'n verhouding met Christus gelewe het, so het hulle gedink,
maar hulle het nie meer gegroei nie. Hulle spiere, geestelike spiere het nie meer ontwikkel. Hulle het hulle self beskou as volgelinge, maar hul lewe het 'n ander storie vertel. En dan kom Paulus in ons teksgedeelte en hy gebruik 'n baie bekende beeld vir die Korintiërs, want sien, hulle het gereelde spele in Korinte gehad, die, ek hoop ek sê dit reg, isthmiese spele, waar die almal aan deelgeneem het as atlete en allerlei verskillende items gelewer het. Dan gebruik hy hierdie beeld, hulle ken dit, en dan pas hy dit toe op die Christelike lewe. Vers 24 begin Paulus met sy argument. En sy argument is eenvoudig, baie eenvoudig. Almal hardloop egter nie om te wen nie. Die Christelike lewe, wil Paulus vir ons sê, is nie 'n passiewe ding nie. Ek kan dit nie op die kantlyn speel nie. Die Christelike lewe is nie 'n toevallige een nie, omdat ek in dit groot geword het nie. Die Christelike lewe is nie 'n halfhartige ding nie. Ek is of ten volle 'n gelowige, 'n volgeling van Christus, of glad nie. Daar's nie 'n tussenin nie. Dan sê Paulus, ons hardloop om te wen. Ons hardloop om te wen. En dan verduidelik hy vir ons hoe ons uiteindelik kan hardloop om te wen. Vers 25 sê hy, dit vra ongelooflike dissipline. En soos 'n atleet 'n streng dieet volg, soos 'n atleet 'n oefenprogram het. Ek hoor vriende, daar's ouens wat rugby spelers elke dag 10 ure oefen. Dalk meer. Daar's swemmers wat elke dag baie ure insit om te wen. Daar is baie opofferings. Opofferings van daai atleet kan nie maar nou sommer saam met sy pelle gaan kuier nie. Hy moet oefen. Hy moet homself sterk maak. Hy moet dissipline aan die dag lê. Hy kan nie maar net die oefening los omdat dit nou nie vir hom geleë is nie. Atlete doen dit om te wen. En sê Paulus, wel, eintlik maar net 'n verganklike prys te kry. Fisiese atlete wat hardloop. En daardie kroon wat hulle kry, wat hy hier beskryf in die teks, is een wat van blare gemaak was, 'n laurierkrans. Hy vergaan. Die blare gaan dood. Hulle verkrummel. Maar Christene se prys, Christene wat dissipline het in hulle lewe, wat toegewyd is, wat bereid is om te oefen, wat opofferings maak, hulle verkry 'n prys van ewige waarde. Om 'n disipel te wees, vra dissipline. Hoor julle die woordspeling? Disipel, dissipline. En vriende, dit gaan nie hier oor 'n stuk wettigheid. Ja, die skrifgeleerdes het ook baie dissipline aan die dag gelê. Soveel so dat hulle die lewe vir hulle self swaar en moeilik gemaak het op 'n manier wat nie van ons verwag word nie. Daar was geen vreugde in wat hulle gedoen het. Hulle het geglo, hoe harder hulle probeer, hoe harder hulle werk vir die Here, hoe groter kans het hulle dat hy tevrede sal wees. Ons doen dit vir 'n ander motivering. Ek dink net weer vanoggend daaraan, my stilte tyd, dat
Ek kan nie glo dat die Here hierdie siel hier wil gebruik nie. Dat hy my al vir 30 jaar in sy diens gebruik nie. Want ek weet wie ek is. En ek weet wat ek is. Hy het genade in my gekies, my geroep. En hoe kan ek nie anders as om met absolute toewyding en dankbaarheid vir hierdie voorreg my alles gee nie. Ek wil, dis nie dat ek moet nie. Vers 26 gebruik hy twee pragtige metafore. Een is van 'n ou wat hardloop, en hierdie metafoor wat hy gebruik van die hardloop, dui op rigting. Hierdie ou hardloop na 'n punt toe. Hy hardloop na 'n eindstreep toe. Hy hardloop om te kan wen. So moet ons ook in ons dissipline rigting hê. Ons moet weet waarheen is ons op pad. Ons is op pad saam met Christus na die nuwe hemel en aarde toe. Maar hier tussenin moet 'n klomp goed nog gebeur. Tweede ene wat hy gebruik is die van 'n bokser. En die bokser se metafoor gaan oor fokus. Jy kan nie maar net hier in die lug slaan nie. Jy gaan uitgeslaan word. 'n Bokser moet kyk waar hy gaan boks en hy moet fokus waar hy gaan slaan en dan moet hy dit doen. Dit vra weer eens dissipline. Dissipline. Ons moet weet waarheen ons op pad is. En ons moet die oog gefokus hou op Christus wat reeds die eindstreep gehaal het. Sonder rigting, sonder fokus, gaan ons geen impak hê in die wêreld nie. Gaan ons 'n klomp energie mors. En ons gaan moedeloos wees. Om 'n Christen te wees en om die Christelike lewe te lei, is 'n intentionele keuse. En elke ding wat ek hierna doen is intentioneel. Ek het lief, ek is geduldig, ek is vriendelik. Vers 27 is 'n baie moeilike vers, vriende. Daar aan die einde van die teks in vers 27 praat hy van om nie te kwalifiseer nie, nê. En van die vertalings word die woordjie verwerp gebruik. Dis totaal en al 'n valse beeld wat geskep word. Die Griekse woord beteken eintlik iets soos die volgende: ek stel myself ongeskik. Ek maak myself ongeskik om hierdie wedloop te voltooi. Ek diskwalifiseer myself. Ek het te vinnig weggespring en dan word ek gediskwalifiseer. Maar dis ek wat verkeerd gehardloop het. My optrede, my lewenstyl en wyse en karakter maak my ongeskik vir die diens van Christus. Dis nie God wat verwerp nie. Dis ek wat deur die keuses van my lewe myself diskwalifiseer. Maar raai wat, vriende? God se genade het geen einde of perk nie. As jy enige tyd in hierdie wedloop van die lewe agterkom dat jy die pad absoluut byster geraak het, God het jou nog lief, nog altyd. Paulus gebruik ook 'n ander woord wat dui op om te kastei.
Hy praat hier van my liggaam onder te dissiplineer, maar die regte woord is kastei. Nou klink dit so half masochisties, nee, hierdie ouens wat hulle self so slaan. Nee, dis nie dit. Dis weer 'n boksterm wat beteken om iemand onder die oog te slaan. Onder die oog te slaan. Dit dui op die fokus wat 'n mens het, die dissipline wat jy het. Jy bring jou liggaam onder beheer, sodat jy uiteindelik die wenpaal kan haal. En geestelik vertaal, ek bring my sondige natuur, my sondige begeertes is nie my baas nie. Christus is. Christus is tog my Here. As ons Christus gedissiplineerd sy liefde uitleef, vriende, beloof die teks vir ons. Ons ontvang 'n onverganklike prys. Ons sal deel in die heerlikheid waarvan hy praat in Openbaring. Maar ons het dissipline nodig. Baie daarvan. Ons het mekaar nodig, ons moet mekaar help. En hierdie ruimte, en ons kuiergeleenthede, is alles ruimtes en geleenthede waar ons kan oefen. Ons self kan dissiplineer. Om die wedloop daar buite, te hardloop en voltooi. Amen. Here, baie dankie. Dankie vir Paulus se woorde vanoggend, Here. Baie keer lewe ons as gelowiges die lewe so laissez-faire. So draak my nie agtig nie. Ons is mos nou gered, so wat? Niks anders te tel nie, ons het nou mos die ewige lewe in die sakkie. Maar U roep ons tot die koninkryk, om U disippels te wees, onsself te verloon, ons kruis op te neem en U te volg, waar U ook al bly. En U het ons hier by mekaar gebring, Here, om ons te help, om ons liggaam onder beheer te bring, geoefen te wees vir hierdie lewe. Mag ons, Here, mag ons voluit dankbaar hardloop om die wenstreep te haal. Die ewige, onverganklike prys. Amen. Kom